baie welkom in die huis van die Here. Ek is bly dat u saam met ons hier is. Ek is bly dat ons 'n geleentheid het om die halleluja's uit te roep en vir die Here die eer te bring wat hom alleen toekom. My begeerte is, my gebed is dat elkeen van ons vanmôre die teenwoordigheid van die Here sal beleef. Want hy is hier. Op grond van sy woord is hy hier. Maar mag ons dit ondervind en op 'n spesifieke en spesiale wyse ervaar, mag u getroos en gestig en bemoedig en net toegerus vir die onbekende wat voor ons lê hier vandaan uit vandag. Dit is 'n mooi dag, want ons het 3 gemeentelede wat verjaar vandag. Amanda, ek dink haar familie bederf haar seker en sy lyk my nie is hier vanoggend nie. En Betty, lekker om op 'n Sondag te verjaar saam met jou geliefdes, mag die Here jou ryklik seën. En my liewe tannie voor Frida, lekker dit is saam met ons verjaar vandag. Mag die Here hierdie dag 'n vreugdevolle en oorwinnende dag vir elkeen van ons maak. Ons gaan presies doen wat die woord van die Here leer. Ons gaan die poorte ingaan met lofliedere, lofsang, sy tempel met lofsang, ons gaan hom loof en prys. En ons gaan ervaar, soos Paulus en Silas in die tronk, in die moeilikste van omstandighede, toe hulle die Here groot maak, toe tel die Here hulle op, en die Here doen 'n wonderwerk. Dis die plan, is in. Amen. Ons is in, ons gaan die Here vertrou. Ons is baie bewus van ernstige behoeftes en groot versoeke. Maar weet jy, ek is so bly, ek hoef dit nie eers op te noem, want die Here weet dit al. Die Here weet dit al voordat dit gebeur het. Die Here weet, dis die Christo Marie het so 'n mooi boodskap gebring. Hy het gesê, as ek weet, die Here weet. Weet jy dit? As ek weet, die Here weet, dan is ek kalm en rustig en tevrede. Weet jy wat die Here weet? Daarom kan ons loof en prys te midde van ons omstandighede. Kom ons staan en ons maak die Here groot. Die eerste koortjie is 'n ou Pinksterkoortjie. 'n koortjie wat sê as jy koerant lees en al daai dinge en om jou kyk, dan sien jy alles verander. Het jy agtergekom, niks is meer soos dit was nie. Niks. Maar hierdie koortjie sê, hy is en nou dieselfde Jesus. Kom ons sê net dankie. Here, dankie dat ons nou kan instap in die heerlikheid, instap met lof en aanbidding. En Here, ons seëninge is by verre meer as ons probleme en ons uitdagings. Here, in spite van uitdagings en moeilikhede en siekte en bekommernis, weet ons die Here is in beheer. En dit maak dit vir ons maklik, dat ons verklaring so bly en behoort aan Jesus. Dankie daarvoor. Dankie Here dat U onveranderlik God is. U is en bly dieselfde Jesus Christus
Die koordigter het geskryf op eie ondervinding, gebaseer op die woord van die Here. My God can do anything, anything, anything. He made this earth and all its fullness, all that time shall do. My God, our God can do anything. Glo jy dit? Amen. Ek glo dit, ek gee God. Ek wil die vraag saam met my
kan U hier ervaar. Ons gewaar die beweging tussen ons dier en ons waarlik net so tydjie so naby aan U bly in U kosbare en U lieflike naam. Ons gaan nog 'n gebed saam bid. Ons gaan bid vir dierbares wat nie hier is nie, wat die Here werklik nodig het en hulle net opdra aan die Here vanmôre. Ek dink op die oomblik aan ons Jordaniese suster Elsa. Ons gaan haar opdra. Onder pastoor Ernst sal hierdie net kommando opneem. Hier op ons Jordanie, terwyl ons saam met die munisipante die voor net sommer op Annelie, terwyl het haar Tannie is, kom handen lê, ons gaan saam bid. Onder of een van ons ander voorgangers op Johnny wil handen lê, ons gaan Johnny se vrou opdra aan die Here vanmôre. Vra dat die Here werklik gaan ingryp en gaan onderwerke doen. Ons gaan bid vir ander. Ek dink dat pastoor die Klerk gisteraan siek geword. Ons gaan haar opdra. Haar naam is om die te doen. U net die hand opstuur. Kom ons doen dit. Terwyl ons gesing het. My God can do anything. Kom ons bid vanmôre. Kom ons vertrou die Here. Dat die Here dat ons dierbaar is wat ver is, kan opdra aan die Here. Ons harte is in die naby aan ons. En dank U dat U al teenwoordig is en dat U nou daar teenwoordig is waar hulle is. En ons wil op die oomblik bid vir Elsa en ons wil vra, Here, dat U sal uitreik met U goddelike genade na haar toe. Here, wat ook al U wil is vir ons bid in hierdie oggend en ons wil vra dat U sal gee dat dit geskied, dat U genadig oor haar sal wees. Here, terwyl sy nou in die theater in is, dat U daar sal teenwoordig wees, dat U sal deurdra en dat U sal versterk en krag gee. Ons bid vir haar, Here, dat U haar sal oplig in hierdie oomblik. Here, dat die genesingskrag nou deur daardie liggaam sal vloei en haar sal aanraak, Here, en wat ook al verkeerd is daar, dat U dit sal herstel in U kosbare naam. Bid vir Marie, dat U sal uitreik na haar met die genesingskrag. Here, soveel ander in die gemeente wat siek is, wat U nodig het. Ons dra net vanmôre op na U toe en ons vra dat U sal uitreik, dat U ons gebed sal hoor en dat U sal onderneem in U kosbare en U lieflike naam. En ons bring aan U die lof en die dank daarvoor. Amen. Baie dankie, U kan die sitplek neem. Wonder ook uitroep is woord wat ons weer bemoedig, of net 'n getuienis wat ons wil deel voor ons van die woord van die Here gaan. Veel. Dinsdag nog onder 'n operasie. Het 'n angiogram gedoen in my hart. So ek kan nou voel ek is 'n bietjie opgewonde. Want my hart is nog seer binne. Maar dit is net so 'n storie maar toe. En nie vir my met dit. Soos jy weet, hulle het daar jare in 'n hospitaal gewerk. En sy was onder baie spanning geweest. En toe het ek vir haar gesê, jy sal ons nie atleet nie en jy hardloop nie en so nie, maar kom, begin net oefen en dan draf jy en dan gaan jy dalk dan gaan jy jou spanning verlig en dis toe wat sy gedoen het. Ek het vir haar gesê, dan kan jy saam met my 'n wedloop doen. Excuse me, ek het geoefen vir die Two Oceans halfmarathon wat die 4de Februarie, nee, die 7de Februarie was, April was. En ons het nou daarvan geoefen en toe sê sy vir my, maar sy wil hê ek net na die kardioloog gaan of na die huisdokter gaan en sê net dat hy net 'n routine ondersoek doen en dan doen hy 'n EKG. Toe sê hy vir my, maar hy kan nie 'n stres EKG doen nie, ek kan nou na die kardioloog gaan. Excuse, en hy maak toe 'n afspraak, ek gaan na die kardioloog, hy sê vir my,
Hoor jy, ons doen die stres EKG en toe sien hulle my bloeddruk gaan op 230 op 110. En hy sê toe nee, ons moet maar 'n CT scan doen, 'n skandering. Dan neem hulle plate van jou hart. Toe sê hy vir my nee, hy dink nie ek moet hierdie marathon gaan doen saam met ander nie, want daar's groot verkok in my hart. Hy sê dis so tussen 60 en 70% is dit geblok. So hy sê nie, maar dit is net die CT scan wys van buite af. Hy sê voor jy nie 'n angiogram gedoen het nie, wat wys hoe die are binne lyk, dink hy nie moet ek dan saam met daardie ding van maak. En toe sê ek, dit is reg, sê so dat dan maar alleen doen, dat sy toe gedoen het. En toe het ek nou dinsdag na die angiogram gegaan, en dis maar net hulle druk dit kamera of iets in jou lies op tot in jou hart, want hulle sien al die hartkamers, al die are. Toe kyk hy nou daarmee en ek is nou blij ook, hy sit hier 'n bietjie op 'n verbinding. Dit het nie heeltemal vir my gewerk nie, want ek kan al sien, nou vra hy ook vir my, hy sê vir my, hierso is die are is, die goeie nuus is, dis nie 60 tot 70% geblok nie, dis net 20%, so dis heel normaal. Die tweede are wat hy gesê was ook baie geblok, was net 30%, hy sê dis nie so erg nie, dis nie 'n siekte nie, dis maar ouderdom, ek is 67, so iets moet wat gaan bestaan. Toe sê hy, maar hier so die groot are wat afgaan, ek kan nie aan die hamer presies nie. Hy sê die are is geblok 70%, maar hy kan nou vir my 'n stent daarin sit. En dan is daar 'n ander aartjie wat geblok is, maar hy kan dit met 'n ballonnetjie oopmaak. En ek sien alles op die skerm en ek sê, en ek leed al 'n uur daar, en dit is baie koud en alle ongemaak. Doch ek kan nie weer wees as ek kan help nie. En hy sit hier die stent in, na nog 20 minute, en nog maak hy die ander aartjie oop, met die ballonnetjie, en nou, hier staan ek vandag, ek het nie gedaan nie, ek wil net dankie sê vir die Here, en ek het laas sondag hier gestaan te dog, ek weet nie of hier gesit, ek weet nie of ek weer gaan sit daar nie, enige iets kan gebeur op my ouderdom, my jonger suster is al oorlede, my ander suster het ook hartprobleem gehad, sy is gelukkig gesond, maar ek wil net sê dankie, ek het al soveel kere gespaar, ek het al deur die kanker ook, prostaatkanker, is op dieselfde manier wat ek gewaarsku is en hulle my prostaat uitgehaal. En dan as ek seker nog 5 ander kere in my lewe is ek opgespaar met hijackings en ander weermag geleenthede. So ek is net dankbaar, ek is hierso, ek is net dankie vir die Here. Amen. Gesels onder 'n tema en dit het al baie in die sangdiens uitgekom en dinge wat ander nie gesê het en veral in die besonder is dit gesê van pastoor Christus se preek as ek weet dat hy weet. Nou ek wil vanoggend met julle gesels onder 'n tema weet die stap elke dag saam met jou. Weet die stap daagliks saam met jou. En ek dink die meeste van ons ken die verhaal van die 2 Emmausgangers, die 2 disippels wat so kort na die Here Jesus se kruisiging en opstanding op pad was na die dorp van Emmaus toe en terwyl hulle gestap het en met mekaar gepraat het oor dinge wat gebeur het 'n vreemdeling by hulle aangesluit. En ons weet nou almal van die verhaal, dit was Jesus self wat by hulle aangesluit het. Maar kom ek lees net eers vir die gedeelte, ek gaan nie die hele verhaal so lees nie, terwille van tyd, maar ek gaan net uit Lukas die 24ste hoofstuk, so van vers 13 af, tot by vers 19, met die saam lees. En 2 van hulle, dis die 2 disippels, was dieselfde dag op pad na 'n dorp wat 8 myl van Jerusalem af was, met die naam van Emmaus. En hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat voorgeval het. En terwyl hulle praat en mekaar ondervra, kom Jesus self nader en loop met hulle saam. Maar hulle oë is weerhou, sodat hulle hom nie kon herken nie. En hy sê vir hulle, watter woorde is dit
wat julle met mekaar loop en wissel, en waarom is julle bedroef? En die een wie se naam Kleopas was, antwoord en sê vir hom, is u alleen 'n vreemdeling in Jerusalem, en weet u nie van die dinge wat in hierdie dae daarin gebeur het nie? En hy sê vir hulle, watter dinge? En hulle antwoord hom, die dinge aangaande Jesus die Nasarener, wat 'n profeet was, kragtig in werk en woord voor God en die hele volk. Net tot sover, dan moet Hebreërs 5 vers 9 net ook saam met dit lees. En nadat hy volmaak is, het hy vir almal wat hom gehoorsaam is, 'n bewerker van ewige saligheid geword. Die meeste van ons, het ons nou gesê, ken seker al hierdie verhaal. En hierdie verhaal laat my vandag dink, toe dit in die week weer so 'n bietjie lees, aan hoe die lewe met ons vandag werk. En so dikwels gebeur dit met soveel van ons. Ons gaan deur verskillende seisoene in die lewe. Ons gaan deur tye van lag en huil. Ons gaan deur tye van wen en verloor, tye van opwinding en ongelukkigheid, tye van sekerheid en ons wonder in sekere tye. Ons is soms verward en dis tye of seisoene in ons lewens wat ons moet navigeer en ons bestuur in die lewe. En ons deur die hoogtes en die laagtes van die lewe dra. En dan kom ons hier en ons kry twee van die disippels van die Here wat in 'n laagte tyd van hulle lewens is. Hulle is onseker wat voor lê. Hulle meester is gekruisig en hy het dieselfde oggend opgestaan. Maar hulle het dit nog nie heeltemal besef nie. Dit was nog nie heeltemal tuis by hulle gewees nie, want die Bybel sê op dieselfde dag het hulle, lyk my nou maar, besluit om alles te los en terug te gaan na die dorpie waar hulle gebly het, die dorpie Emmaus, en is hulle soontoe. En dis juis in sulke tye wat ons moet besef of onthou wie het die pad saam met ons gestap tot hier. En ek glo u elkeen weet wie het die pad saam met u gestap tot hier. En ek wil sommer nou Theo's getuienis by dit aansluit. As die Here nie die pad saam met ons gestap het tot hier nie, dan was dit dalk vir ons almal 'n ander pad gewees. Was baie van ons dalk nie vanmôre hier nie en dalk nie meer vandag op die aarde nie, maar ons besef dat die Here het die pad saam met ons gestap tot hier toe. En dan moet ons ook besef dat hy ons nie hier alleen gaan los nie. Hy sal die pad verder stap saam met elkeen van ons en mag dit so wees dat een van ons hom ooit as 'n vreemdeling op die pad sal ondervind. En nie weet wie stap saam met ons in daardie oomblikke wanneer ons in ons droefheid en in ons swaar kry kom en ons werklik nodig het nie. Want ons weet, dis hy, in Hebreërs 13 vers 5 het hy gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. En dit kom vir my so sterk na vore in hierdie verhaal van die twee Emmausgangers, en dit neem ons ook so bietjie verder, na Hebreërs 5 vers 6. Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, die Here is vir my 'n helper en ek sal nie vrees nie. Wat sal 'n mens aan my kan doen? Ek wil vir u sê, dis net as ek en u weet wie stap elke dag saam met ons, wat ons die vrymoedigheid kan hê, selfs in die donker uur, in die moeilike oomblikke, om te kan sê, die Here is vir my 'n helper en ek sal nie vrees nie, want wat kan 'n mens aan my doen? Daar is niemand wat iets aan my kan doen, wat my nog verder kan afbreek en verder kan aftrek in hierdie lewe nie. Ons vind hier die twee disippels. Hulle is ook maar soos die mens, en so ook maar soos baie van die mense vandag, rondgeslinger en onseker deur alles wat gebeur het. En nou het hulle nog 'n klomp stories ook gehoor oor dit wat die afgelope paar dae gebeur het. Dis amper soos Hebreërs 5 vers 9 ons waarsku.
en sê moenie rondgeslinger word deur allerhande en vreemde leringe nie. So dikwels in die dae waarin ons leef, vind ons mense, kinders van die Here, wat rondgeslinger word deur vreemde dinge, vreemde leringe, vreemde goed wat verkondig word, en hulle word verval in 'n onsekerheid. En dan kyk ek na hierdie 2 disippels en ek sien maar hulle is op hierdie oomblik daar. Terwyl hulle 3 jaar wat saam met die Here Jesus geloop het en saam met hom was, kom hulle in hierdie oomblik waar alles nou net vir hulle heeltemal verkeerd geloop het en waar daar soveel dinge gesê word oor die opstanding van Jesus, maar die storie wat rondloop is dat sy liggaam is gesteel. Die oggend toe die vroue by die graf kom, toe is die klip weggerol, die graf is oop, die graf is leeg en die Here Jesus se liggaam is nie meer daar nie, en dit alles plaas hulle in 'n gesprek, en hierdie gesprek handel oor die gebeure van daardie spesifieke Paasfees. Dit was 'n somber gesprek. Want dit was 'n anderse Paasfees, nie die gewone van elke jaar nie. Die Paasfees was vir hulle waar hulle kom gedenk het dat hulle verlos is uit Egipte en die swaarkry van Egipte. Maar hierdie Paasfees is anders. Die een wat hulle opgehoop het, wat hulle heeltemal gaan kon verlos onder die mag van die Romeinse Ryk, is dan nou gekruisig en het gesterf en is in die graf weggelê en nou sy liggaam ook nog weg. Hulle weet nie wat van hom geword het nie en 'n totale wanhoop vat aan hulle. Dis 'n oomblik en die gesprek waar hulle 'n totale wanhoop het, want hulle weet nou nie meer waarheen nie. In vers 21 kom beklemtoon eintlik vir ons die kern van hierdie gesprek. Dit sê ons het gehoop dat dit hy was wat Israel sou verlos. Maar nou is dit vandag die 3de dag vandat dit plaasgevind het. 3de dag vandat die kruisiging plaasgevind het, en ons gaan vanaand so 'n bietjie gesels oor wat daar die 3 dae gebeur het terwyl Jesus in die graf was. Maar daar op die 3de dag is die liggaam nou weg en is alle hoop daarmee totaal vervlou en is hulle onseker en die onsekerheid dreineer hulle emosioneel. Ek weet nie wie van julle al dit ondervind het nie, maar wanneer daar onsekerheid is oor 'n ernstige saak in jou lewe en die uitkoms lê nog voor en dit moet kom, dan is dit of dit jou totaal tap. Dit dreineer jou emosioneel, dit dreineer jou kragte, dit neem jou gedagtes gevange en die verkeerde dinge en die wanhoop begin kom. En hierdie 2 manne is op daardie oomblik waar dit met hulle gebeur. En dit gebeur so dikwels met mens wanneer ons in wêreldse gesprekke betrokke raak en oor die negatiewe dinge wat in die wêreld gebeur, die bekommernisse van elke dag en die negatiewe gebeure rondom ons, dit dreineer ons en dit voel later vir mense of daar geen sin meer in die lewe is nie en of dit nie meer die moeite werd is om aan te gaan nie. En dit is wanneer die lewe kom en die fokus wegdraai van die Here af. En ons vergeet wie stap elke dag saam met ons. Ons vergeet wie het ons gedra tot hier waar ons nou is. En mense raak totaal wanhoopig in daardie oomblikke. En dan vir 'n oomblik, terwyl hulle nog so loop in hierdie morbiede geselskap, sluit 'n vreemdeling by hulle aan. As hulle maar net geweet het, wie is hierdie vreemdeling? Maar sluit die Here Jesus by hulle aan en word hy deel van hulle gesprek. En hulle herken hom nie in daardie oomblik nie. En verbykans 11 kilometer stap hulle saam met die opgestane Here Jesus,
die een wat alles kom oorwin het, hom van wie Paulus sê, God het hom nie gespaar nie, maar vir ons oorgegee, ons almal oorgegee. Hoe sal hy, wat God is, nie saam met Jesus ons ook alles genadiglik skenk nie? En dis die een ding wat ek en u behoort te onthou, wanneer daar vir ons wanhoop in die lewe wil opduik, wanneer dit vir ons wil voel en lyk, of daar net nie meer 'n rigting is nie, of daar net nie meer 'n manier is om aan te gaan nie, dat ek en u sal onthou, maar die een wat saam met ons gestap het tot hier, en die een wat saam met ons gaan stap van hier af, solank as wat ons nog op hierdie aarde is die opgestane Here Jesus, die een van die graf en die dood en die hel en alles oorwin het, die een van wie God gesê het, hy sal sy eie seun nie spaar nie ter wille van my en jou, my broer en suster, en hy sal saam met hom alles genadiglik aan ons skenk, dat ons nodig het om hierdie lewe te oorwin, sodat ons sal kan aanhou en deurgaan en gereed wees vir die dag, wanneer hy ons gaan kom haal en ons wil wegneem van hierdie aarde af. Maar 'n bietjie terug gaan na Hebreërs 5 toe. Waarskuwing daar. En ek dink dis 'n waarskuwing wat ernstig in die tyd vandag na ons almal toe moet kom. En dit is, moenie rondgeslinger word nie. Moenie luister na al die praatjies en al die dinge wat vandag rondom selfs die Bybel na ons toe kom nie. Bly by die Bybel en suiwer by die Bybel. Luister na die woord van die Here. Moenie toelaat dat omstandighede en verskillende seisoene in die lewe en verkeerde raad en verkeerde leringe, veral in die tyd waarin ons nou is, jou moedeloos maak en jou laat hoop verloor nie. Weet een ding, in hierdie tyd, Jesus stap elke dag saam met jou. En wanneer hy daar is, dan sien 'n mens die groter prentjie raak. Dan kyk jy die blindelings net teen een kol vas nie. Jy sien die werk van die Here. Jy sien die hand van die Here. En ons weet, en ons sien dit, en ons hoor dit in getuienisse van dinge wat met ons gebeur, dat die hand van die Here was daar, en hy het ons deurgedra. Dink aan pastoor Ernst en Marie, vanmorgen met hulle seun Pieter, wat die onaangename voorval oor see gehad het, en by hulle die bekommernis gelos het, maar ek weet een ding, die opgestane Jesus, wat vanmorgen hier is, wat saam met my en jou stap saam met Pieter en Celeste, en hy is daar saam met hulle, en hy gaan hulle deurdra, en hy gaan hulle veilig terugbring, hier by die huis, en ons weet een ding vanmorgen, dat wanneer ons na die woord van die Here luister, en ons luister na die waarheid, dat het ons die sekerheid, dat ons moeilike seisoene verander ook, en het word weer ander seisoene, en het word in heerlikheid in die Here. As die Here dag vir dag saam met jou staan, sal hy nooit as 'n vriendeling vir jou opdaag nie. Jy gaan onmiddellik weet, dit is Jesus. Dis die krag van God in Jesus. Wanneer die Here Jesus opdaag, verander hy die gesprek met hierdie twee disippels. En sy gesprek beweeg ons van 'n misplaaste hoop tot 'n vaste vertroue en 'n hoopvolle toekoms. Sy gesprek beweeg ons van blinde harte tot brandende harte. En dit vat ons van Jerusalem af tot oor die ganse wêreld heen, met 'n getuienis van die Here is elke dag saam met ons. Handelinge 1 vers 8, sy teenwoordigheid gee vir ons die krag, my broer en suster, en om met 'n boodskap van hoop te leef elke dag. Al het ek en jy donker oomblikke, al het ons moeilike oomblikke, maar sy krag in ons gee vir ons die hoop en die boodskap om te leef en te beweeg met daardie boodskap oral waar ons gaan en oral waar ons beweeg. Jesus as vreemdeling
by hulle aansluit, toe verander sy gesprek heeltemal. Sy teenwoordigheid wys hulle daarop, dat hulle bedroefdheid en droefheid 'n gevolg is van hulle eie negatiewe gesprek oor dit wat hulle praat en oor 'n gebrek aan kennis van die woord. Dinge wat hy vir hulle geleer het, hy het vir hulle gesê, dit gaan so wees, dit moet so wees. Die seun van die mens moet oorgelewer word om gekruisig te word. Die seun van die mens gaan sterf, maar hy gaan ook weer opstaan. Maar in hulle vreemde oomblikke het hulle vergeet van hierdie lering en die Here Jesus bring hulle gedagtes terug na dit toe. En hy sê jy's vir ons, dis die lees en die kennis van die woord wat ons gemoed kom verander en ons begin uitlig uit daardie omstandighede. En ek wil op eie ondervinding vanmôre vir u aanbeveel, en ek is seker daar is baie van u wat dit ook kan aanbeveel, wanneer u met 'n swaar gemoed opstaan in die oggend, of wanneer u dag net eenvoudig so verkeerd lyk en so verkeerd loop, en u gemoed is nie lekker nie, en dit voel vir u, maar of die Here nie naby aan u is nie, of alles hopeloos geraak het, vat maar die woord van die Here en begin lees dit en hou aan lees. Ek wil vir u vanmôre waarborg op grond van die woord van die Here en op grond van eie ondervinding, dat wanneer jy dit doen, dan word jy opgelig uit daardie swartgallige omstandighede, en die woord van die Here trek jou net nader en nader aan hom, en dit leer jou meer en meer van oorwinning en van uitkomste uit omstandighede uit, en voor jy jou kom kry, dan sê jy in 'n oomblik van lof en aanbidding, waarin jy die naam van die Here wil groot maak en verklaar dat hy is waarlik goed. Amen. Die Here Jesus moet hulle begin gesels. Ek weet nie of dit opgelet het nie. Toe begin hy oor die Bybel gesels. Geen ander gesprek nie. Begin met oor die woord met hulle te gesels. Hy praat met hulle oor Moses en oor die profete. En ek wil amper vir myself dink, hy het vir hulle gesê, maar Moses en die profete het ingewys op hierdie Paasnaweek. Hulle het voorspel van hierdie Paasnaweek wat julle as 'n anders Paasnaweek ondervind het. Die Bybel leer daarvan, die Bybel vertel dit, dat die seun van die mens moes kom sterf vir die sonde van die wêreld, en die Here vat hulle deur hierdie gesprekke, dat hy moes ly en sterf en opstaan, en dat hierdie dinge sou gebeur, en dit het uiteindelik die basis van ons geloof geword, my broer en suster, die geloof waarin ek en u in hierdie dag moet vashou. Paulus het dit eintlik so mooi beskryf in 1 Korintiërs 15 hiervan vers 3 af, sê, want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het, volgens die skrifte, volgens die Bybel, en dat hy begrawe is, en dat hy op die 3de dag opgewek is, volgens die Bybel, en dat hy aan Sefas verskyn het, daarna aan die 12, daarna het hy verskyn aan die 500 broers tegelyk, waarvan die meeste nou nog lewe, maar sommige ontslaap het, en dan kom hy hier in vers 17, en hy sê, en as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos, dan is julle nog in julle sondes, en ek kry in my geestesoog hierdie prentjie van hoe die Here Jesus met hierdie 2 disippels wat in 'n oomblik van mismoedigheid en bedroefdheid is gesels, en hulle met hulle uit die Bybel uitgesels en hierdie dinge vir hulle kom duidelik maak, en sê, maar moenie van hierdie dinge vergeet nie, moenie vergeet dat daar gesê is, Jesus gaan uit die dood uit opstaan nie, en Paulus verklaar dit nou vir ons, hy het uit die dood opgestaan, en ek en u het 'n lewe in daardie opstanding vandag, my broer en suster, en in dit lê ons hoop en die kern van ons geloof, en dit waaraan ons vashou elke dag in hierdie lewe.
en is ons deurgedra en word ons werklik deurgedra. Dit het ook die kern geword van ons ewige hoop in Christus. In Romeine 8 kom Paulus en hy verklaar dit ook vir ons en hy sê vir ons het 'n ewige hoop in Christus en dit is waaraan ons kan vashou in hierdie tyd en wat ek en u nooit ooit moet vergeet nie, hoe moeilik dit ook al mag raak, watter slegte nuus ons ook al mag hoor, wat vir ons voorlê, wat ons weet en wat die dag vir ons swartgallig wil maak. Ek wil u vanmôre aanmoedig in 'n kort boodskap uit hierdie verhaal uit. Weet verseker wie elke dag saam met jou loop en wie elke dag saam met jou wandel en moenie toelaat dat die omstandighede van die lewe en die praatjies van die lewe jou gedagtes wegtrek van die Here af en jou hoop laat vervlou sodat Jesus as 'n vreemdeling saam met jou loop nie. Weet wie hy is. Ek wil dit opsom en saamvat vanmôre. Ek het gedink aan alles toe ek hierdie verhaal lees weer. Toe tel ek minstens so 3 of 4 preke op wat ek uit hierdie verhaal uit kan haal vandag. Maar as ek dit alles saamvat, hoe die Here Jesus met die disippels uit die woord uitgesels het, hulle opgelig het, dat toe hulle daar by die dorpie kom, hulle hom ingenooi het, want dit was al aand, en om saam met hulle te kom eet. Die Here Jesus die brood gebreek het en gedank het en hulle geëet het en skielik is hy weg. Toe is hierdie 2 disippels so opgecharged dat hulle sien so 'n kans om in die nag terug te stap Jerusalem toe en vir die ander te gaan sê, maar hulle het die Here Jesus, die opgestaande Here Jesus gesien. Hy was saam met hulle en ek wil vir u sê, hy is daar saam met my en jou elke dag. En toe ek dink, hoe sluit ek dit af? Hoe som ek dit op, bring ek dit saam? Toe kon ek nie anders as om my baie ou kinderliedjie uit te kom, wat sê, Jesus min my salig word. Dit leer my die woord van God. Alles ek swak en blind, nogtans noem hy my seker. Ja, Jesus min my. Jesus min my. Jesus min my. Dit leer my die woord van God. Ek wil vir u sê, as jy die woord bestudeer, as jy die woord lees, dan is Jesus nooit 'n vreemdeling aan jou sy nie. Dan weet jy wie elke dag saam met jou staan. Kom ons sê dit vroudag. Hemelse Vader, wat 'n kosbare voorreg dat u elke dag saam met ons staan. Dat ons u kan ken en dat ons u kan eien. En dat ons dit ons hoop en ons kern van ons geloof geword het in hierdie tyd. Dit waarin ons kan vashou, wetende dat u het ons lief en u dra ons elke dag en u versterk ons. Here, help ons om elke dag te onthou en te weet dat dit is u wat saam met ons staan. Ons vra dit in u mooi naam. Amen. Ons gaan oor tot die bediening van die sakrament van die doop en ons gaan terwyl ons musiek van vorentoe kom, gaan ek ook die 2 doopkandidate vra om hier voor my te kom staan net so vir 'n oomblik en ek wil vir my vras wat sommer al 'n rukkie saam met ons aanbid, vra ons saam met ons te kom en dan ook vir Stephanie Jordaan om net sommer hier voor my te kom staan net so vir 'n oomblikie. Baie dankie Stephanie, jy moet gerus hier na vore toe kom. Die waar vras en kom ek net gedog verdwyn. Staan sommer net hier langs my en ek wil eens iets ek gehoor. Stephanie hier langs my is nog 'n dag vreemd vir ons, maar dankie, as kinders van die Here is ons nie vreemd vir mekaar nie. Stephanie is 'n baie goeie vriendin van pastoor Marie de Klerk. Ek weet nou jy bekeerling van haar is nie, maar pastoor Marie sou haar gedoop het vandag. Dit was die rede. En dit sê nog gister namiddag laatste keer baie siek geword en gebel of vra pastoor, sal jy asseblief aangaan met die doopdiens nie?
Stephanie wil baie graag gehoor word en ons is so dankbaar jy is hier vanmôre saam met ons en ons kan hierdie stap deurgaan. Want Frans ken ons, hy het al die hele rukkie saam met ons, hy is baie kosbaar en besonders daar by die gebedsselfgroep op 'n Dinsdag ook hier as 'n voorsanger dien hy saam met ons en is dit vir ons lekker om hom ook vandag deur die doopwater te neem. Ek gaan net 'n gebed doen hier en sertifikate aan hulle oorhandig en vir hulle baie geluk sê, baie geluk sê nie, dan vras baie geluk en ons gaan 'n gebed doen en saam gaan ons deurstap en gaan aantrek en gereed maak terwyl musiekspan gaan lei in 'n lied om te sing. Terwyl dit gebeur, gaan hier twee van ons broers rondloop en vir u elkeen 'n geskenkie uitdeel. Sommer vir elkeen in die gemeente 'n geskenkie. En as die diens klaar is, dan kan u vir Charlotte daar agter baie dankie sê. Sy het net op haar gevind om sommer net vir elkeen so 'n klein geskenkie te bring vandag. Kom ons gaan net saam. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie groot oomblik dan dat ons by mekaar kom ook om hierdie sakrament wat U ingestel het van die doop te kan bedien. Dankie Here dat ons weet, dit beteken vir ons dat ons word nou vereenselwig met U dood en U opstanding. En dat uit hierdie watergraf en daar 'n nuwe mens opstaan. Iemand wat waarlik saam met U loop en saam met wie U loop elke dag. En ons wil vir Stephanie en Frans bid nou en vra Here dat U hulle werklik van hierdie oomblik af sal versterk met U kosbare krag. Terwyl ons weet dat kommer aanslaan in die lewe, veral nadat hierdie stap gevolg is, bid ons vanmôre vir goddelike oorwinningskrag in hulle lewens en ons sê vir U dankie daarvoor. Amen. Amen. Kom ons stap weer. Amen. U kan saam met my staan as ek wil en sê iets heerlik saam. Verklaar ek en my huis ons sal ek en my huis sal Let's all see it,
neem terwyl ons in gebed dan die sakrament saam met ons doen in die dame beleef. Dankie. Steek vir jou naam op jou belydenis dat jy die Here Jesus glo, jou aangeneem het as 'n verlosser en jou zaligmaker, op jou eie groot begeerte, loop ek jou dan die dag in die naam van die Vader, die Seun en die Gees. Omdat ons jou ken, omdat ons weet, jy is lief vir die Here, jy het aangeneem as die verlosser en zaligmaker, en op jou eie belydenis en jou eie begeerte, loop op jou vandag in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En dan allemaal wat graag om luister na Pastor Johan se lesings oor genesing, kry vanaf vir die kopie thee en kom sommer deur bidkamer toe, dan kry ons die dag en die Here seën vir u 'n mooi week voor. Amen. U kan sommer regmaak vir die tiendes en die offerandes. Ja, en vra hulle pos te wees. Sommer net van vir ons nou sê wat is ons tema vir vanaand. Vanaand gaan ons heel waarskynlik ons laaste reeksie hê van vrae en antwoorde. Die een vraag wat ons gaan antwoord is: hoe werk dit dan as Jesus op 'n Vrydag gekruisig is en op 'n Sondag opgestaan het? Dat die Bybel sê 3 dae en 3 nagte was in die graf. Jackie weet wat sy sal vir ons vanaand help. Dan die ander ene vraag wat gevra is, terwyl die Here Jesus gesê het, as iemand nie weergebore is nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. Wat dan van babas wat nie weergebore is? Dit gaan ons ook behandel vanaand. Baie dankie. Interessant, so leer ons die woord van die Here ken, as ons saam kom in die Bybelstudie en sien uit daarna. Baie dankie broers, u kan staan, ons gaan afsluit met 1000 dankies. As Here gaan sing. Here, ons bid dat u die offerande, die tiende ryklik seën. Dankie dat u seën oor ons gemeente is, Here. Dat dit wat inkom altyd gebruik sal word op die regte manier tot uitbreiding van u werk. Seën elkeen wat gee tot eer van u naam en ons dankie daarvoor. Amen. Here, ek pray
Here, nooit sal ons genoeg waardering kan wys nie. Maar Here, ons eer U dat ons so geseënd is met alle geestelike seëninge wat ons uit U hand ontvang. Here, ons bede is dat U so met ons sal wees, dat die hand van liefde net op ons sal bly, die ewige arms wat ons dra onder ons sal wees, dat ons sal vashou aan die wete dat niks ons kan skei van die liefde van Jesus nie. Here, dankie dat ons verkoop kan wees, dankie dat U ons kom versterk het. Ons bid dat ons skynende lig vir U sal wees. Here, dat ons nie 'n oomblik sal nalat om goed te doen, sodat U deur ons raak gesien kan word nie. Help ons om 'n verskil te maak. Help ons, Here, om die wat moeg en moedeloos is op te tel. Help ons om hulle wat U nie ken nie, nader aan U te bring. Hulle te lei om U te ontmoet. Seën asseblief die res van hierdie dag. Seën die studies wat uitgaan. Leer ons, Here, is my gebed in Jesus naam. Dankie dat ons weet, U is in beheer en U sal voorsien na die rykdom van U genade. Verdaag ons asseblief in U liefde. Seën ons met reisende genade